Goeiemôre geliefde gemeente, dit is my voorreg en my eer om weer vanoggend vir u die woord van die Here te kan bedien op hierdie koue oggend. Dit is maar 'n interessante tyd van die jaar, almal se sniffels is daar en die oogies is rooi en die koue byt aan 'n mens, so ons is baie dankbaar as die Here nog vir ons genade gegee het om hier te kan wees vanoggend en so die Here te kan eer. Ek glo en vertrou dat dit vir elkeen van u 'n wonderlike geleentheid sal wees waar ons 'n ontmoeting met die Here Jesus ook sal kan hê. Ek wil graag vir u 'n paar afkondigings voorhou namens die eerware kerkraad. Die eerste is vanoggend se erediens het begin om 8:45 met ons voorsang en dan begin ons so 9:00 se kant met die boodskap. Kinderbediening vind plaas van 10:15, 10:15 tot en met 11:00. Nou, vanoggend is daar nie 'n tweede diensgeleentheid nie, en die rede daarvoor is eenvoudig al die ander dingetjies wat in die gemeente bedrywig is vanoggend, waarvan ek nou sal praat, maar jy sal sien, ons het nogal 'n besige oggend wat voorlê. Daar is ook vanoggend 'n nagmaal geleentheid, so ons gaan die nagmaal bedien, en dan is ons baie opgewonde ook vir ons katkesante voorstelling wat dan gaan plaasvind. Dis vandag die CVV se papierbazaar vir die van u wat nog graag daarin wil deelneem. U kan u donasies en koevertjies sit en dit of in die kollektebordjie gee of dit vir mevrou Jana gee en dan kan ons op so 'n manier dan ook 'n fondsinsameling loods om al die awesome bedrywighede van die susters dan ook aan die gang te kan hou en dit te kan voed. En dan is daar ook 'n kerkraadsbid hier vanmiddag om 4:00 by Jacques Dievenage se huis in Parys. So ons vra dat elkeen van die kerkraadslede ook sal probeer om daar uit te kom. Woensdagoggend is daar oggendbid hier by Tannie Rita Brenkman om 9:30 in die oggend en ons nooi elkeen uit om daar uit te kom. As jy nog nie weet waar dit is nie, kom asseblief, maak kontak. Ons sal seker maak ons kry jy daar uit en ons gee vir u die regte aanwysings sodat u dan ook geseënd kan wees. Indien dit enigstens vir u moontlik is in die oggend, ons wil dit regtig kom motiveer. Ons hoor net positiewe en goeie dinge van dit. En dan is daar geen aandbid hier hierdie week nie. Nou ek besef ek het dit seker bietjie vreemd gestel op die afkondigings. Daar staan geen aandbid hier weens hemelvaart. Ons het nie die aandbid hier afgestel omdat daar 'n hemelvaart is nie, maar omdat daar 'n hemelvaart biduur is die volgende dag. So ons gaan die donderdag aand by mekaar kom, wat beteken dat ons ook nie 'n aanlyn biduur gaan hê hierdie week nie. Ons gaan wel die biduur donderdag aand gaan ons lewendig uitsaai sodat Parys ook daarin kan deelneem. Ten spyte daarvan wil ons hier regtig motiveer, probeer om moeite te doen om hier te kan uitkom donderdag aand. Daar is iets anders wanneer kinders van die Here by mekaar kom om die Here te kom eer en te kom dien. Dit is maar net nie dieselfde as om by die huis op die selfoon te sit nie, so ons nooi daarvoor uit. Die hemelvaartbid vind dan donderdag aand om 6:30 plaas hier by die kerk. Die 31ste Mei is daar dan ook 'n pannekoekbak geleentheid by Blades and Bones in Riemlandstraat. Dit is nou die slaghuis. Hy het so 'n redelike groot parkeerarea daarvoor en daar is 'n hele bazaar wat daar gaan plaasvind en onder andere gaan ons gemeente dan 'n bietjie daar pannekoek verkoop om te probeer fondse insamel. En ek wil hier regtig uitnooi, kom ondersteun ons op die minste, maar op die meeste kom spandeer 'n bietjie tyd daar met ons. Niks kuier so lekker soos 'n gemeente wat besig is om pannekoek te bak nie. Dit is amper so deel van ons kan dit in die Bybel invoeg. So u moet asseblief moeite doen en kyk of u daar kan uitkom. Dit is regtig 'n lekker kuiergeleentheid. Dis 'n lekker tyd om te deel en interaktief te wees met die gemeenskap en ons wil u graag nooi om daarvan deel te wees. Dan is daar die 20ste Junie 'n teelepeltjie pasta ete om 5:30 die aand hier by die gemeente en die 28ste tot die 3de Julie is dit Lofdal konferensie. Bespreek asseblief by Elise, haar nommer is op die skerm. Ek sien ek het ook die Pinksterdienste oorgeslaan. Pinksterdienste is tussen die 1ste en die 4de Junie. Dit beteken dit begin nou volgende Sondag en dan hou dit aan Sondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag. So hoe dit gaan werk volgende week, ons gaan Sondagoggend 'n diens hê, dan gaan ons 'n tweede diens hê ook die Sondagoggend
en dan gaan ons maandag aand, dinsdag aand en woensdag aand 'n diens hê. Dit is nou nie ek en Dominee Reynou wat hierdie boodskappe gaan bring nie, maar dis Dominee Woodford Kotse van die Kweekskool wat dit vir ons gaan kom bedien, en die van u wat nog nie sy boodskappe gehoor het nie, u is in vir 'n groot lekkerny. Dit is regtig lekker om na Woodford te luister. Hy het diep insigte in die woord, 'n diep kind van die Here, en dit is vir ons 'n voorreg dat hy ons gemeente gaan kom besoek. So ek wil regtig vir u uitnooi, doen moeite. Dit gaan die moeite werd wees. Ons sien baie uit om na hom te luister, plus dis so 'n bietjie 'n kans om na iemand anders te luister wat hier voor staan en baie dinge te sê het. Dan op ons volgende skyfie wil ons die maar net bewus maak dan ook van die kerk se bankbesonderhede, die inkleerkompetisie. Daar is nog inkleerbladsye daar op die laaste bank aan daardie kant beskikbaar as die kindertjies onder 9 jaar en hulle maaskelm wil inkleer, en dan kan jy ons ook vind op sosiale media by EG Kerk Sasolburg. Dan by die volgende skyfie herinner ons iemand net weer aan die papierbazaar wat plaasvind en aan die heerlike borde kosse wat die kinderbediening ook dan nou gaan uitdeel. As jy hier vanoggend is en jy kry so 'n heerlike bobotie-reuk wat daar van agteraf kom, dan is dit die kinderbediening wat nou hierdie borde reggemaak het vir mense wat bestellings ingesit het. So onthou asseblief om jou bordjie eetgoed na die diens te kom afhaal. Op ons volgende skyfie het ons 'n herinnering aan ons fotoraai kompetisie. So die fotoraai daar agter teen die bord gaan jy sien, is daar 'n paar baba foto's op, en u taak is om te probeer uitfigure watter baba pas by watter volwassene. En ek hoor daar is 'n bonusprys as jy kan raai wie Dominee Reynou is, want genade ons, dit is darem 'n moeilike ene daai. Maar daar's 'n hele paar mensies waaroor jy baie verras gaan wees. So gaan kyk daar agter, gaan probeer om uit te figure wie is wie, en dan sit jy dit op die vorm wat jy vir Tannie Frida gegee het en gee dit vir haar terug. Die sluitingsdatum is die 20ste Julie. So daar's nog 'n hele rukkie tyd vir ons om daaraan deel te neem. Tannie Frida het ook gesê sy sal in die week die fotootjies vir ons op ons groep plaas, sodat ons daar ook kan kyk vir die mensies wat dit dalk nou nie by die kerk kan maak, of tot by die kerk kan maak, of hier kan uitkom nie, dan kan hulle ook so deelneem. Dan ons volgende is die teelepeltjie ete. Daar is maar net weer 'n herinnering, dit is die 20ste Junie by die EG Kerk Sasolburg met die adres daar. Dit is tussen 6:30 en 6:00 moet jy ons aankom. Die koste beloop R40 per persoon. Bring asseblief jou eie eetgerei en drinkgoed. U kan besprekings maak by mevrou Jana, en dan kan ons dit ook heerlik geniet. So ons wil regtig vir u uitnooi, kom woon ook hierdie geleenthede saam. Dis lekker om saam te kuier as 'n gemeente. Dis deel van wie ons is. So kom asseblief vir dit. Dan ons herinnering, hierdie is maar net 'n advertensie. Dit is eintlik nie ons gemeente nie. Hierdie is die Evangelies Gereformeerde Kerk van, nou kan ek nie tot daar sien nie, Vogwel, dankie. Die Evangelies Gereformeerde Kerk van Vogwel. Hulle het hierdie man Meyen Sebreyen, dink ek is sy naam, wat daar 'n praatjie gaan aanbied. Hy's 'n motiveringsspreker en 'n onderwyser en 'n predikant en 'n skrywer. So gaan woon dit by, help hom om 'n beroep te kies, en dan kan ons die aand ook lekker geniet saam met biltong. Is sommer net 'n grappie, maar dit is ook daar. As u graag dit wil bywoon, die nommers is daar wat u kan skakel daarvoor. Die volgende skyfie, my goetertjies is nou so 'n bietjie uit volgorde uit, so ek gaan vra dat ons net na die volgende een toe gaan. Daar sê, dis die gebakte beskuit. Dit is nog steeds beskikbaar van Tannie Susanna daar in Parys gemeente. Indien die gebakte beskuit wil bestel teen R50 vir 500 gram, is u welkom om vir my te kontak, en dan sal ons seker maak dat die beskuit ook by u kan uitkom. Die volgende, Ewan asseblief, is ons gebedsversoeke. U sal sien ons het 'n hele reeks gebedsversoeke, en dis nie almal nie. Daar is maar baie mensies wat siekerig is by die huis, en wat regtig met die gesondheid sukkel, soos wat die seisoen besig is om te draai, en dit is ons voorreg om vir almal te kan bid. Ons bid vir Rosanne Stein, vir Tannie Wanda Viljoen, vir Tannie Ethel Becker. Ons bid vir Tannie Ria Roos. Tannie Ria het ook nou die lekker griep saam met die ander uitdagings. Ons bid vir Tannie Alet Viljoen. Tannie Alet Viljoen is al uit die hospitaal uit, maar sy is in 'n ander sentrum waar hulle haar nou so 'n bietjie weer rehabiliteer en help. So ons bid ook regtig vir haar dat die Here haar sal bystaan.
oom Johan Schreder, ons bid vir tannie Anna Lombard, dit gaan baie beter met haar. Ons bid vir klein Martin Du Plessis. Ons bid nog vir oom Edwin en tannie Lena, die Adendorf gesin, en ek wil net so 'n klein getuienis hierso gee. Tannie Lena en oom Edwin se seun is getref met borsluisbytkoors en waterpokkies op dieselfde tyd, en hierdie kombinasie het hom toe nou in die hoërsorgeenheid in ICU in Kormet beland, waar dit op 'n stadium regtig baie sleg gegaan het met hom. En ons as 'n gemeente het saamgestaan, ons het vir hom gebid, ons het die Here vertrou vir sy genesing, en ons kan met baie dankbaarheid getuig dat hy hierdie week wat verby is hy huis toe gestuur, en dit gaan baie beter met hom. Maar daar is nog baie gebede wat ons vir hulle kan gee. So terwyl ek wil vra dat ons nog steeds bid vir oom Edwin en tannie Lena en hulle gesin, en dan ook vir hulle seun, wil ek regtig vra dat ons ook die Here sal dankie sê vir sy groot genade wat hy vir ons het. Selfs met oom Frik lê nog steeds in Alberton in die hoërsorgeenheid. Dit gaan al bietjie beter met hom. Hulle het 'n operasie met hom gedoen donderdag aand, en dit was 'n suksesvolle operasie, so ons sal nou nog hoor wat die resultate daarvan is wanneer die dokters weer by hom uitkom. En dan oom Len, ons wil tog regtig voorbidding vra vir oom Len. Oom Len gaan sy laaste maaltyd vir 'n rukkie nou eet hierso by ons vanoggend, nie die laaste maaltyd ooit nie, maar vir 'n rukkie. Dan gaan hy in môre hospitaal toe om 'n hele paar toetse te gaan doen, en dan is die plan om Woensdag te opereer. En die operasie waarvoor oom Len gaan is nogal 'n redelike ernstige en 'n groot operasie, en ons wil regtig vra dat ons as 'n gemeente sal staan en bid vir oom Len, dat die Here hom regtig sal seën en hom weer vir ons gesond en heeltemal genees sal kom teruggee. Dit sal klaar vir my wonderlik gewees om te dink oom Len wat nie 'n stem gehad het so rukkie terug nie, kon vanoggend weer vir ons deel in die voorsang. En oom Len, ons bære hom se plek, as hom terugkom uit daai hospitaal uit oor 'n week of 2, dan staan hom weer hier voor en sing vir ons weer so lekker saam met die voorsang met 'n hele full makeover aan die binnekant. Dan ons verjaarsdag. Ons bid hierdie week dan vir Kaitlyn, of ons sê geluk aan Kaitlyn Blignout. Sy verjaar die 28ste Mei, en ons gee graag vir haar die woorde van Psalm 63 vers 8 tot 9. Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuels sal ek jubel. My siel is aan U verkleef, U regterhand ondersteun my. Mag Kaitlyn in die jaar wat voorlê dan regtig ervaar dat die Here haar beskerm in die vleuels van sy vlerke, mag hy haar naby aan hom hou en toelaat dat haar siel ook aan hom sal kleef en dat sy sy beskerming mag voel. Baie geluk met die verjaarsdag. Dit dan wat ons afkondigings vanoggend betref. Ek gaan dan nou vra dat ons die eerste lied gaan speel. Terwyl hierdie lied dan nou net gaan speel, is jy welkom om te sing, maar dan is dit ook Skatkis Sondag, so ons nooi jy om vorentoe te kom en dan net die offergawe hier in die skatkis te kom plaas. Daarna, wanneer ons klaar is, sal ek vir ons 'n dankgebed doen en dan gaan ons spontaan oorgaan na die volgende 2 liedere wat ons gaan saam sing. So ek gee dan nou oor aan die liedere. Baie dankie. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, ons roem werklik U groot barmhartigheid. En wanneer ons hierdie offers na die skatkis dra, Here, dan getuig ons daardeur dat U vir ons voorsien het. En dat U so voorsien het, Here, dat ons nog gehad het om te kon teruggee. En of ons 'n klein bietjie gegee het en of ons 'n groot hoeveelheid gegee het, Here, gee ons dit met 'n blymoedige hart. Met 'n dankbare hart aan 'n God wat ons nie vergeet nie, maar wat ons besoek in onuitspreeklike genade. Aan U, onsse Here, al die lof en aanbidding en eer van ons harte tot in alder ewigheid. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë vinnig in gebed. Vader, aan U kom toe al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte, want ja, Here, vandag is ook die dag wat die Here gemaak het. En vandag is die dag waarin die Here regeer, en vandag is die dag
waarin die Here leef, en vandag is die dag waarin U ons kom ontmoet deur U Heilige Gees. Vader, grawe vir ons ore om te kan hoor, harte wat ontvanklik is vir die woord van die Gees van God. Ag Here, kom besoek ons in genade en in liefde, en kom spreek elke behoefte aan, want ons is hier tot U eer, ons is hier tot U verheerliking, tot in ewigheid reik ons uit na U. Amen. Ek wil die van julle wat die woord van die Here saamgebring het vanoggend nooi om dit saam met my oop te maak by 1 Konings 19. Ons gaan so 'n bietjie die reeks uit Kolossense uit onderbreek en vanoggend se boodskap kom uit 1 Konings 19. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees, so jy kan maar net soek vir versie 1 Konings 19, nou so aan die begin van die Bybel. 1 Konings 19 vers 1, ek hou dit graag vir u voor, daar staan die volgende. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek om my lewe, om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad, na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hasael
as koning oor Aram, en Jehu die seun van Nimsi, moet jy self as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het toe daarvandaan weggegaan, en Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploë was, met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat my tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem 'n paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle geëet. Daarna het hy hom klaar gemaak en Elia gevolg en hom gedien. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. Ek wil vra vanoggend, dink aan daardie oomblikke, daardie dae, wanneer alles net 'n bietjie te veel voel. Dit was die vorige aand beerdkrag en vanoggend is die stortse water ijskoud. Op pad werk toe tref jy 'n slaggat en jy is so 95% seker dat jou band nou pap is. Daardie kollega wat jou die hele tyd irriteer, gaan weer vanoggend te kere soos iemand wat energiedrankies binneaars kry. Dan bel jou kind se juffrou, waarskynlik om weer oor een of ander insident te kla. Jy maak jou kalender oop en besef dat jy jou ma se verjaarsdag 3 dae gelede vergeet het en dat 2 van die 8 afsprake vir vandag op dieselfde tyd plaasvind. Deur die dag vibreer jou foon onophoudelik. Die bank bel oor 'n agterstallige betaling. Jou baas bel oor 'n verslag wat laat is. Die ping op jou foon is elke keer 'n nuwe eis. WhatsApp, Facebook, YouTube, Timo, Sudoku en selfs jou Bybel-app, almal skree vir 'n bietjie aandag. Die ongelukke tref jou die dag soos 'n outomatiese haalgeweer en met elke slag voel dit vir jou asof jou asem 'n klein bietjie korter is en die wêreld so klein bietjie vinniger draai en binne in jou hoor jy 'n stemmetjie wat skree, stop, ek wil afklim, stop, ek wil ophou, dinge raak nou vir my te veel. Het ons al sulke dae gehad? Het ons miskien sulke tydperke al in ons lewens gehad, wanneer dit voel asof alles net 'n bietjie te veel is? Asof alles net 'n bietjie gelyktydig gebeur en dit net nie meer maklik raak vir jou om alles te hanteer nie. Daardie dae van oorweldiging is baie menslik. Dis iets waarin ons almal deel. Iets waarin ons almal deel het en iets wat ons verstaan. Selfs die groot profeet Elia het geweet wat dit beteken om sulke tye in sy lewe te hê en hoe. Jy sien, Elia is 'n ongelooflike mens gewees. As jy regtig iets interessants wil lees, gaan lees die verhale van Elia. Hy was 'n profeet van skielike, drastiese en dramatiese gebeure. Hy verskyn ewe skielik in 1 Konings 17 vers 1, sonder dat daar enige geskiedenis van hom gegee word, sonder dat mens weet wie sy familie is. Hy kom eenvoudig van nêrens af nie op die toneel en die heel eerste ding wat hy doen, is om na die koning van Israel te gaan, in te loop by sy troonkamer, voor hom te gaan staan, vinger vir hom te wys en te sê, jy Agas, het agter allerhande afgode aangeloop en as gevolg van jou sonde sal God 'n droogte oor die hele Israel bring en dit sal nooit weer reën voordat ek sê dit reën nie. En hierdie profeet draai om en hy stap uit by daardie troonkamer. Natuurlik het Agas hom aanvanklik nie geglo nie, maar na 'n rukkie
wat dit opgehou reën het, het Agas begin soek vir hierdie profeet, sodat hy hom kan vang en hom so half kan forceer om te bid vir reën. Want het reën nie in Israel nie, en die mielies groei nie, en die koring misluk, en die beeste het nie meer veiding nie, en die droogte bring hongersnood, en het bring dorste oor hierdie volk. Maar Elia is nêrens te vind nie. Elia het op daardie stadium in 'n grot gaan wegkruip, en ons dink vandag Checker 60 is baie oulik, nee, jy het 'n app op jou telefoon en jy bestel jou kruideniersware en dan kom daar so 'n tieltrokkie aangery of 'n skootertjie aangery en hy kom laai dit vir jou af. Elia was baie ver voor ons. Want 2 keer op 'n dag stuur die Here vir Elia kraaie om vir hom vleis en brood af te lewer in die grot waar hy wegkruip vir koning Agas. Toe hy uiteindelik uit die grot uitgaan, gaan hy na 'n weduwee toe. Hierdie weduwee is besig om haar laaste bietjie kos voor te berei en Elia sê vir haar, gee vir my daardie laaste broodjie waarmee jy besig is. En sy sê vir hom, maar ek kan nie dit doen nie, dis my en my kind se laaste bietjie broodjie. Ons het beplan om hierdie broodjie te eet en dan maar dood te gaan. Maar Elia sê vir hom, man, gee vir my daardie broodjie en die Here sal vir jou voorsien. En die kruik wat die weduwee gehad het vir olie, loop daarna en soos wat dit loop, loop die olie en dit loop en dit loop en dit loop en dit hou nooit op loop nie. Sy het soveel olie as wat sy ooit nodig kan hê. En die pot waarin sy haar meel gebêre het, skep sy van meel en sy skep van meel en sy skep van meel, maar daar is altyd genoeg meel. Toe gaan haar seun dood, ewe skielik. En Elia, asof dit geen probleem is nie, vat hierdie kind op na die bed, toe sit die kind op die bed neer, gaan lê vir een of ander rede bo oor die kind, bid dat hy genees moet word, en die kind staan weer uit die dood uit op. Daarna gaan hy na die berg Karmel toe. En by Karmel kom hy agter dat hierdie koning Agas en sy vrou Isebel die hele volk verlei het, dat hulle agter die Baals aangeloop het en dat die Baal godsdiens nou baie gewild was en dat daar baie priesters was, baie mense wat hierdie Baals gevolg het. En hy roep hulle uit en hy sê vir hulle, kom ons doen 'n toets om te kyk wie is die ware God. Die Baalpriesters moet 'n altaar voorberei, hulle moet klippe pak, hulle moet die beeste daarop slag, hulle moet die hout daarop lê. En ek sal dieselfde doen, ek sal klippe pak, ek sal die beeste slag, ek sal die hout daarop lê, en ek gaan nog 'n sloot rondom my altare grou. En hy sê toe vir die Baalpriesters, gaan en bid vir Baal, sê hy moet net sy eie offer kom aansteek, dis die minste wat hy kan doen. Julle het klaar al die werk gedoen, hy moet dit net 1 vuurhoutjie kom aansteek hier, dat sy altaar brand, en die Baalpriesters bid, en was askete, so hulle het hulle self geslaan, en hulle self met messe gesny, en daar's nie 'n rookie wat trek op daardie altaar nie. En voordat dit Elia se beurt is, vat hy 'n paar waterkanne, ek dink net om bietjie in te vryf hoe groot sy God is, en hy vat hierdie waterkanne en hy gooi dit uit oor die altaar, soveel so dat die water by die altaar afloop en die slote wat hy rondom gegooi het, vol maak met water, en hy bid vir die Here, en die Here laat vuur van die hemel af neerdal, dit verbrand die altaar, en dit droog selfs die water op langs die altaar. Dan gaan hy na die koning toe. Ongelooflike mens. Hy gaan na die koning toe daarna en hy sê vir die koning, ek dink jy moet terug gaan huis toe en vir jou vrou gaan vertel wat het gebeur. En die koning klim in sy strydwa en hy begin om baie vinnig te ry terug huis toe om vir sy vrou te gaan vertel wat gebeur. En Elia trek dan sy rok so bietjie op en hy begin te hardloop te voet 30 kilometer verder na die plek waar hulle gaan en hy wen die perd tot by die paleis sodat hy by die paleis se deur staan en wag as die koning daar aankom. Ek raak moeg as my neus loop. Nie eers as ek 30 kilometer moet hardloop, ek kan nie eers daaraan dink nie, never mind nog teen 'n perd. 'n Ongelooflike mens. As mens hoofstuk 17 en 18 lees van 1 Konings, dan klink dit asof mens amper met hierdie superheld te doen het. Hierdie persoon vir wie alles eintlik net uitgewerk het, vir wie alles net goed gegaan het. Elke keer as hy in 'n konfrontasie was, tree hy uit as wenner. En mens sal eintlik half, as mens na hierdie groot gebeure kyk, dink dat Elia met 'n breë bors daar uitgestap het, die oorwinner vir die Here. Maar dan gebeur
hoofstuk 19. En hoofstuk 19, net soos typies Elia, is vreemd en skielik. Jy sien, wanneer die koning ging hoor wat hy gedoen het, en sy stuur vir hom 'n briefie en sê, ek gaan jou nog doodmaak. Wat vir my baie vreemd is, want sy sou dit nie self kom doen het nie, sy sou tog 'n man gestuur het om dit te kom doen. So in plaas van die boodskapper kon sy net hierdie ou gestuur het om dit te gaan doen. Maar sy sê nou eers vir hom, sy beplan nou nog hierdie doodmaak, en sy wil hom net waarsku. Wat 'n slegte idee is as jy iemand wil doodmaak. Maar Elia hoor hierdie boodskap en hy vlug dan in die woestyn in. En hy vind daar 'n besembos. 'n Besembos is so genoem omdat hulle besems van die takke gemaak het, so groot, digte boks, en dit het bietjie skaduwee wat dit rondom hom gooi. En hy gaan lê onder hierdie bos. En hy skryf die woorde van 1 Konings 19 vers 4. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vader nie. Elia gaan sit, depressief, afgemat, heeltemal moedeloos op moedverloorse vlakte onder hierdie bos, en hy sê, ek wens ek kan net doodgaan. In ons taal sou hy miskien gesê het, dinge het nou net vir my te veel geword. En as mens hoofstuk 19 lees, dan as jy soos ek is, het jy bietjie kop gekrap en teruggegaan. Nou hoofstuk 17 en 18 toe en gaan lees, maar hoekom is hierdie profeet in hierdie toestand? En dan sien 'n mens subtiele dingetjies raak in die vorige 2 hoofstukke, wat 'n mens miskien die eerste keer vinnig oorgelees het. En mens sien in 1 Konings 18 vers 3 en 13, ek het dit nie op die skerm nie, maar mens sien in 1 Konings 18 vers 3 en 13, dat hy in 'n tyd geleef het toe profete soos hy sistematies en met opset uitgemoor en gewelddadig doodgemaak is. En dit moes vir hom baie sleg gewees het. Dit was sy mense gewees. Dit was sy gemeente gewees. Dit was die mense saam met wie hy die Here gedien het. Dit was soos wat u en ek van mekaar is. En as ek nou in 'n tydperk moet lewe en ek hoor dat hulle ons arme paar ou lidmaatjies wat ons oor het, nog gaan nou doodmaak, dan sal dit ook vir my baie, baie erg wees. In 1 Konings 18 vers 22 kom 'n mens agter dat hierdie volk wat hy bedien het in diep afgoderry in verval het. Kyk, die Baals was nie 'n aangename godsdiens nie, dit was 'n aaklige, duiwelse afgodediens. Dit was nie gewees soos die Grieke wat, jy weet, hulle het afgodediens gehad, maar hulle afgodediens het maar standbeelde gehad en blommetjies en vrugte wat jy daar uitgepak het. Maar die Baals was 'n vieslike godsdiens. Hulle het byvoorbeeld geëis dat jy jou eersgebore seun vir hulle moet lewendig verbrand, net sodat jy deel kan wees. En ek dink vir hierdie geestelike leier om daar voor te staan en te sien dat hierdie mense vir wie hy gepreek het, hierdie mense wat hy moes bedien, hierdie mense vir wie hy konstant gebid het, vir by wie hy gepleit het, dat hulle tog net hulle saak met die Here moet regmaak, dat hy voor hulle gestaan en gesien het, maar in plaas van om die Here te dien en in plaas van om hulle lewens reg te maak, is hulle besig om hulle rug op die Here te draai. Dan was daar nog die fisiese en emosionele uitputting. Ek meen, hy het in 'n tydperk geleef toe daar droogte was. Droogte wat hy enige tyd kon beëindig as hy daarvoor gebid het, maar waar hy vir die Here moes wag om die droogte te beëindig. Hy het al daai jare, baie jare, stoksiel alleen in 'n grot gebly en gewag vir die Here se tyd. Hy het die emosionele en fisiese uitputting gehad van wat op Karmel gebeur het, en dan nog die 30 kilometer wat hy gehardloop het. Julle sou my moes begrawe, never mind net in depressie vind onder 'n bos. Dis 'n moeilike lewe wat hierdie profeet gehad het. En van al hierdie probleme wat hom tref sy alleenheid hom seker die ergste. Hy raak diep bewus daarvan dat hy alleen is.
Hy sê vir die Here, as niemand oor wat die Here dien nie. Al die profete is doodgemaak. Ek alleen het oorgebly. En hy lê daar en hy bid dat die Here sy lewe moet kom neem. Dinge het net vir hom bietjie te veel geraak. En tog, ten spyte daarvan, weet ons vandag dat Elia se bene nie ergens in die woestyn onder 'n besembos begrawe is nie. Inteendeel, ons weet van die Bybel en van die verhale wat ons nou nog oor hom sal lees, dat die grootste en die wonderlikste deel van Elia se lewe nog vir hom voorgelê het na hierdie besembos ervaring. Elia, ironies genoeg, is een van die enigste profete wat gebid het en gesê het, Here, laat my asseblief doodgaan. En Elia het nooit dood gegaan nie. Hy is lewendig hemel toe geneem in 'n vuurwa en in 'n storm. Elia het wonderlike oorwinnings vir die Here behaal. Elia het wonderwerke nog in die naam van die Here verrig. En Elia het 'n groot wending in Israel se geskiedenis gemaak. Inteendeel, aan die einde van Elia se lewe lees 'n mens op 'n baie mooi manier hoe hy van dorp tot dorp trek in Israel, en wanneer hy in daardie dorp aankom, dan hardloop die profete uit die dorp uit om vir hom te kom groet. Van profete skole, predikante basies, maar in daardie tyd word weer opgelei mense wat die Here dien. So hoe kom hy van punt A na punt B? Hoe kom 'n mens van die besembos tot by die vuurwa? Hoe kan u en ek in vandag se tyd, in 2025, van ons eie besembosse gaan na die geestelike en fisiese oorwinning wat die Here vir ons beplan? Is daar 'n pad wat 'n mens kan stap tussen moedverloorse vlakte en oorwinning? Ek glo so. Maar dit gaan bietjie kos dat ons saam met die profeet moet stap en hierdie reis van die besembos af moet verstaan. So kom ons kyk 'n bietjie op hierdie reistog van die profeet. Wat moet 'n mens doen as dinge te veel raak? En die eerste gedagte is, reeds daar op die skerm, as dinge te veel raak, doen eers die nodigste. 1 Konings 19 vers 8 sê, hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. Elia, God se magtige profeet, het God geken as die God van drastiese aksies. Hy het gesien hoe hierdie God opgetree het teenoor die Baalpriesters om hulle in hulle eie stede te verneder en te verwoes. Elia het gesien hoe die Here 'n droogte stuur oor Israel, oor die afgoderry waarin hulle bedring het. Hy het die God van absolute geregtigheid, die God van absolute wonders, die God wat geen kompromie aangaan nie geken. Hierdie groote, sterke God van wonders wat eenvoudig uit sy pad uitvee almal wat teen hom staan. Die God van groot aksies. En Elia het gedink dat hy God goed geken het. En dis 'n fout wat baie van ons ook vandag nog maak. Ons dink ons ken God goed. Die fout wat Elia gemaak het, was dat hy nog nie geleer het dat ons 'n onvoorspelbare Here dien nie. Jy sien, want die Here tree glad nie op soos wat 'n mens verwag dat hy sou optree nie. 'n Mens sou verwag miskien dat die Here vir Elia sou sê, Elia, wat is fout met jou? Jy het nou net hierdie oorwinning gehad en daardie oorwinning gehad en daardie oorwinning gehad. Ek het jou nie nodig nie, Elia, as jy nie my werk wil doen nie, dan kies ek iemand om my werk te doen. Basta met jou, dood is jy en ek kies my volgende profeet. Die God van groot, drastiese aksies, maar dis nie wie Elia daar by die besembos ontmoet nie. Jy sien, die Here kom stel hom aan Elia voor op 'n hele ander manier. In 1 Konings 19 vers 6 staan die volgende. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water.
en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Jy sien, die Here stuur 'n engel na Elia toe. Nie om Elia te gaan uittrap nie. Nie om vir Elia aan die keel te kom ruk en te sê, hey, jy moet jouself regryk en weer begin doen wat jy moet doen nie. Hy kom nie om met Elia te raas nie, hy kom nie om Elia se probleme op te los nie, hy kom nie om vir Elia God se plan stap vir stap te verduidelik, sodat Elia daarmee okay kan wees nie. Hy bak eenvoudig vir Elia 'n braaibroodjie en gee vir hom 'n bietjie water en sê vir hom, sit regop, eet en drink. En nou ek weet nie, wie van julle het al bietjie depressie beleef nie? Of wie van julle het al beleef as jy regtig moedeloos is nie, maar een van die eerste dinge wat jy nie wil doen nie, is om te eet en te drink. Jy is nie lus vir dit nie. Jy is baie besig om jouself jammer te kry en dit vat al jou energie en aandag. Maar Elia, in absolute gehoorsaamheid aan die klein dingetjies, sit regop en hy eet die broodjie en hy drink die water en hy gaan lê om te rus. En die engel los hom, dat hy rus, want hy het rus nodig gehad. En daarna maak die engel hom weer wakker en sê, Elia, jy moet wakker word, jy moet weer eet, jy moet weer drink, want die pad wat vir jou voor lê is lank en swaar en jy het die krag nodig. En Elia, in gehoorsaamheid aan die klein, eenvoudige dingetjies wat reg voor jou is, eet en drink en word versterk. Dit het my laat wonder, hoe reageer ons partykeer wanneer dinge te veel raak? Word ons paniekerig en soek self na planne? Word ons moedeloos en gaan lê onder ons eie besembosse? Word ons frustreerd, kwaad, oorweldig? Die emosionele geraas hiervan in ons lewens maak dat ons die stem van die Here nie kan hoor wat ons beveel om partykeer net te eet, te drink en te rus nie. Ons raak so oorweldig deur die grootheid van ons probleme, deur liggaamlike siekte, geestelike stilstand, probleme by die werk, gesinsteleurstelling, finansiële druk, dat ons vergeet om te luister na die klein dingetjies wat God nou vir my vra om te doen. Baie keer is God se antwoord dat ons na ons liggame moet kyk, dat ons gebedslewe op standaard moet kry, dat ons stilte tyd moet hou. Baie keer is God se antwoord dat ek my 10de moet betaal, dat ek in vertroue met hom moet lewe, maar ons is so besig om bekommerd te raak oor die groot probleme, dat ons vergeet om gehoorsaam te raak in die klein dingetjies. Ek onthou op kweekskool, het ek op 'n stadium met 'n groot probleem in my lewe gesit. Ek kan nie vandag eers onthou wat die probleem was nie. Dis hoe groot dit in werklikheid was, maar op daardie stadium het dit vir my groot gevoel. En ek onthou hoe ek daar in my kamer gesit het en ek het gebid en ek het gesê, Here, asseblief kom antwoord my oor hierdie probleem. Ek wil weet wat met hierdie probleem, wat moet ek doen, Here? Here, help my asseblief om hierdie probleem op te los, of vat die probleem heeltemal weg, of Here, kom doen tog net iets met hierdie probleem. En dan kom die Here en hy antwoord my en hy sê, raak stil en doen Bybelstudie. En dan dink ek, ja Here, ek sal, maar dis nie wat ek nou eintlik gevra het nie, Here, ek het eintlik nou gevra oor die probleem, as jy net kan terugkom na die probleem, en die probleem is nou baie groot en baie belangrik, en baie noodsaaklik, dat ons nou dadelik 'n oplossing kry vir hierdie groot probleem, en die probleem is groter as wat ek is, Here, en ek kan nie regtig verby die probleem sien nie, en die probleem is besig om alles te steel, Here, en dan kom die Here en hy sê, maak jou Bybelstudie reg, jou stilte tyd. Praat met my. Die klein dingetjies is wat ons nodig het om die groot dinge te kan hanteer. As Elia nie gehoorsaam was aan die brood en die water en die rus nie, het hy dit nie 30 kilometer weer eens gemaak tot by Horeb nie. 40 dae lank en 40 nagte in die woestyn. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die
groote onregverdig. Die Here het hierdie boodskap vanoggend baie sterk op my hart kom lê. Ek wou dit nie preek nie, want ek het al klaar oor hierdie gedeelte by die kerkraadsvergadering gepraat. En ek weet nie vir wie hierdie boodskap bedoel is nie, maar as dinge in jou lewe te veel raak, ek het nie vir jou 'n oplossing nie. Ek het nie vir jou 'n antwoord nie. Behalwe dat jy getrou moet bly, behalwe dat jy moet luister na wat God nou van jou verwag. Dat jy vir die Here vra, Here, U hoef my nie die hele pad te wys nie, maar wys my net die volgende tree wat ek moet gee. Die Here kom nooit en verduidelik homself aan Elia nie. Die Here kom nooit en hy sê vir hom, maar ek gaan al jou probleme uit jou hande uitvat nie. Hy kom vra hom net om die volgende tree te gee. So as dinge te veel raak, doen net die klein dingetjie. Gee net die volgende tree. Die volgende gedagte. As dinge te veel raak, raak stil en luister. 1 Konings 19 vers 11 tot 12 sê, en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Elia reis na hy daardie broodjie en water geëet het vir 40 dae en 40 nagte deur die woestyn. Daar kom 'n draaipunt in sy lewe met hierdie 40 dae lange reis, net soos met Christus, net soos met Noag. En hy kom aan by die berg Horeb, dis die berg waar die Here ook, Sinai is sy ander naam, waar die Here die wet vir hulle gegee het, en hy gaan daar in 'n grot in, en wanneer Elia daar in 'n grot is, dan kom die woord van die Here na hom toe, en hy sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? En Elia is nog nie genees van sy depressie nie. Sy hartseer is nog nie by hom verby nie, want in 1 Konings 19 vers 10 antwoord hy die Here, en ek het net frases daar, maar hy sê, ek het baie geywer vir die Here, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Elia is so vasgevang in sy wanhoop, dat hy blind is vir die waarheid, want sien, Elia was nie alleen nie, en hy het dit geweet. Maar wat vir my volg is fascinerend. Die Here roep vir Elia by daardie berg uit, en hy sê, Elia, kom staan buite hierdie berg, en dan gee die Here vir hom 3 kragtige verskynsels. Met ander woorde, daar gebeur 3 wonderwerke daar voor sy oë. En die Bybel is elke keer baie duidelik dat die Here nie in een van hierdie verskynsels was nie. Die eerste wat gebeur is 'n groot, sterk wind. 'n Wind so sterk, sê die Bybel, dat dit die berge en die rotse stikkend gemaak het. Nou, ek het nog nooit 'n wind ervaar wat sterk genoeg is om berge weg te vee en rotse stikkend te slaan nie. Maar dis die magdom van hierdie wind. En toe die wind verby is, toe kom daar 'n aardbewing wat die hele aarde skud. En toe die aardbewing verby is, toe is daar 'n vuur wat voor hom gloei. Maar in elkeen van hierdie, sê die Bybel baie duidelik, was die Here nie. Die vierde wat kom, is 'n sagte koelte. Nou as mens gaan kyk na die oorspronklike Hebreëse teks, dan beteken dit 'n sagte of 'n kalm stem wat hy gehoor het, soos 'n sagte wind. En ek het baie gaan wonder waarom die Here hierdie metode gebruik het om met Elia te praat. En toe besef ek 2 dinge. Eerstens, hy's weer eens besig om vir Elia te wys wat hy vir hom gewys het in die woestyn. Jy sien, God is die God van wonders. Hy's die God van die wind en die aardbewing en die vuur. Maar hy's nie beperk tot die aardbewing en die wind en die vuur nie. Hy is ook die God van die sagte, stil stem. En die tweede is vir my amper belangriker.
Jy sien al drie daardie tekens, eis van 'n mens jou aandag. As ons vandag hier in hierdie kerkgebou sit, al is ek hard besig om te praat, al sing ons lekker hartmusiek, as daar 'n wind hier verbykom, en daardie wind is so sterk dat hy die aarde sal skeur, dan gaan elke liewe mens binne in hierdie gebou dadelik ophou dink aan waaroor ek praat, of waarvan ons sing, en hulle gaan dadelik begin dink na die wind, en by die vensters uitkyk, hy eis jou aandag. Dieselfde van 'n aardbewing. Niemand van ons gaan hier kan sit en begin huk en rondhop en goeders gaan begin afval en ons gaan nie daarvan weet nie. Dit eis jou aandag. En dan natuurlik ook 'n vuur. Ek weet nie of jy al by 'n braaivleis was nie, maar niemand kyk vir mekaar nie. Ons almal kyk vir die vuur. Maar dieselfde is nie waar van 'n stil, sagte stem nie. Jy sien, 'n stil, sagte stem vereis dat jy self aan die binne en aan die buitekant stil en sag moet word. En ek dink net deur hierdie metode, nog voordat die Here vir hom 'n woord gesê het, leer die Here vir hom wat Dawid geweet het in Psalm 62 vers 2. Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Wanneer dinge vir ons te veel raak, is dit die innerlike geraas wat partykeer oorverdowend is. Dit is die geraas van vrees, van verantwoordelikheid, van slegte nuus, van ons eie verwagtinge. Hierdie geraas verwar ons en dit laat ons 'n groot antwoord en 'n onmiddellike oplossing soek. Dit verwag dalk selfs dat God op 'n dramatiese manier moet ingryp en ons probleme vir ons weggee. Maar God se antwoord vir die innerlike geraas is baie keer net stilte. Dit is 'n doelbewuste keuse om jouself af te sluit van dit wat die geraas maak en af te sonder en stil te word en te luister na wat die Here vir jou wil sê. Hoor wat sê Jesaja 30 vers 15. Want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel. Hierdie is God se woorde. In terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Dis juis in hierdie stilte waar ons dikwels die sagte, genadige en liefdevolle God ontmoet. Die God wat naby ons wil wees, so naby dat hy met ons kan praat met 'n fluistering. Die God wat ons wil herinner dat hy nog in beheer is. Die God wat ons nog kan vertrou, wat ons wil sê dat hy ons oneindig liefhet en dat ons geraas nie ons geraas is nie, maar dat dit eintlik aan hom behoort. Dit is juis in die stilte waar jy besef dat jy blind geword het vir die genade van God wat nog altyd by jou was. Ek maak vinnig met die laaste gedagte. As dinge te veel raak, onthou dat jy nie alleen is nie. 1 Konings 19 vers 18 sê, maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie, ekskuus. Is hier een van die ou slang, die duiwelse oudste en mees verraderlikste strategie is om ons te isoleer of om ons so te laat voel. 'n Christen wat voel dat hy alleen is, wat voel dat hy nie deel is van 'n kerk nie, is soos 'n ledemaat sonder 'n liggaam, 'n tak sonder 'n boom en 'n wiel sonder 'n enjin. Sonder mekaar verloor ons die krag om staande te bly wanneer dinge te veel raak. En dis presies wat met die profeet Elia gebeur het. Jy sien, die slang het vir Elia oortuig dat hy alleen is. En Elia het eintlik geweet hy is nie. In 1 Konings 19 vers 10 sê hy weer eens sy klagte aan die Here en hy sê, ek het baie geywer sodat ek alleen oorgebly het. Hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar Elia het geweet hy's nie alleen nie. Net in die vorige hoofstuk in hoofstuk 18 praat hy met 'n man met die naam Obadja.
En Obadja sê vir hom, maar ek het nog die Here getrou gedien en ek het 100 mense wat die Here gedien het en wat profete van die Here is, in 'n spelonk gaan wegsteek en ek vat elke dag vir hulle brood en water. Elia, jy's nie alleen nie, en Elia hoor dit en hy sê, ek is alleen. Hy vergeet al 101 mense, dit vat inspanning. En asof dit nie genoeg is nie, kom die Here in vers 18 en sê vir hom, ek het 7000 mense oorglad bly, wat nie voor Baal gekniel het nie. Dis 7102 mense, want hy gaan ook nog vir hom vra van Elisa. En wanneer hy by Elisa kom, en vir Elisa sê dat hy agter hom het aanloop, dan sê Elisa, hy gaan nou hierdie osse waarmee hy geploeg het slag, en hy gaan dit 'n vuur maak met die tools wat hy gebruik het, sodat hy weet hy nooit weer kan teruggaan na hierdie ploeging nie, want van nou af loop hy agter Elia aan, want hy is getrou en lief vir die Here. En Elisa doen dit, hy bly met hom tot aan die bitter einde, dien hy hom, help hy hom, draai hy hom, eer hy hom, en maak hy seker dat Elia nooit weer by die besebos uitkom nie. Elia het die leuen van die duiwel geglo dat sy probleme so erg was dat dit 'n muur geword het rondom hom en dat daar niemand was wat hom kon raak sien nie. As dinge vir jou te veel begin raak, is dit waarskynlik omdat jy gedink het dat jou probleme is. Jy het waarskynlik net vergeet dat jy nie geroep is om alleen te staan nie, maar dat ons deel is van mekaar, een gees, een liggaam, een kerk. 1 Tessalonisense 5 vers 11 bemoedig ons en sê, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ek weet, kinders van die Here is nie volmaak nie. Ek weet dat kinders van die Here jou al in die verlede teleurgestel het. Ek weet dat dit soms vir jou voel asof jy hierdie lewe op jou eie moet deurmaak en dat jy eintlik niemand anders het waarop jy kan staat maak nie. Maar ons het nie 'n keuse nie. Dinge is te veel vir ons in hierdie lewe om alleen te dra, dis hoekom ons sukkel. Kinders van die Here is nie gemaak met genoeg krag om in die storms te staan nie. Ons is gemaak met net genoeg krag om saam te kan staan in die storms. So vergewe mekaar, vertrou mekaar en staan saam met ander kinders in die Here. Die mense wat in hierdie gebou vanoggend sit, is deur die Here geroep om jou te help om jou laste te dra. Laat hulle toe. Vra hulle om vir jou te bid. Vra hulle om jou te kom help. Vra hulle om jou te ondersteun. En doen dit vir hulle. As dinge vir jou te veel raak, het jy dalk net ons hande in die storm verloor. Maar reik net uit, want ons wil dit graag weer vat. Ek hoop dat wanneer dinge te veel raak, elkeen van ons hierdie eenvoudige stappe sal onthou uit die lewe van Elia uit. En dat ons die Here deurgang sal vertrou. Dat ons sal begin deur gehoorsaam te wees in die klein dingetjies. Die eerste stap is baie keer die belangrikste. Dat ons sal tyd maak om stil te word en te luister. En dat ons sal onthou ons is nie alleen nie. Kind van die Here wil nie hê dat jy by 'n besembos lê nie. Jy is nie gemaak vir die besembos nie. So staan op. Neem ons hande. Laat ons jou help. En bereik vir die Here die wonders wat hy beplan het in jou lewe. Mag die Here ons genade en wysheid en insig gee, ook in hierdie saak. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek loof U van harte, dat U ons so lief gehad het, dat U vir ons 'n troonkamer daar by U berei het, dat U vir ons nuwe klere wil aantrek, dat U ons hoof vet wil maak met olie, wil sien dat ons bekers oorloop.
dat U nie tevrede is met 'n kind van God wat lê onder 'n besembos nie. Want al is ons hoe mismoedig, Here, al het dinge ook al te veel geraak, ons wil opstaan en U volg. Lei ons dan, Here, een tree op 'n slag. Aan U al die eer en die lof en die dankbaarheid en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Dit is dan nou my voorreg om voort te gaan met deel van Kerkwees en 'n baie aangename deel van Kerkwees. En ons gaan dan nou begin met ons lidmaat voorstelling, ons katkesante voorstelling. En dit is my voorreg om vir Rosa Cyrus te roep, om vir ons hier voor te kom staan. Rosa, jy kan net hier voor die skermpie staan, dan kan jy vir my kyk. Rosa gaan gou-gou 'n mondelingse vraestel aflê vir ons, ek maak 'n grappie. So, Rosa, baie dankie. Ek wil graag vir jou dan die formulier voorhou en jou dan verwelkom as lidmaat van ons gemeente. Rosa, glo jy van harte dat die leer van ons kerk, soos dit hier geleer word, in ooreenstemming is met die woord van God en neem jy dit as jou persoonlike geloofsoortuiging? Beloof jy om in hierdie leer te volhard en verwerp jy alle dwalings wat daarmee in stryd is? Rosa, het jy die Here Jesus Christus daadwerklik aangeneem as jou persoonlike saligmaker en gevolglik die getuienis van die Heilige Gees in jou hart dat jy weergebore is? Is dit jou begeerte om die Here God lief te hê en te dien met volle oorgawe en met innige begeerte, om met die Heilige Gees vervul te wees op die pad van heiligmaking te volhard? En onderwerp jy jou aan die kerklike opsig en indien u deur leer of lewe u mag te buite gaan, ook aan die kerklike tug? Hoe is jou antwoord? Jy moet sê. Rosa, dit is dan my groot voorreg om te verklaar in die naam van ons Here Jesus Christus, wat die hoof van ons kerk is, dat jy nou 'n lidmaat is van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Sasolburg gemeente, en dit is die gebed van my hart en van die hele gemeente, dat jy God hier sal vind, in hom sal groei en hom sal bewaar. Ek gaan dan nou vra dat jy gaan omdraai en vir die gemeente kyk, en dan gaan hierdie gesin van liewe Jesus, want dis wat ons is, saam sing, Bind Us Together, in 'n gebed om te sê, Here, maak ons een deur die band van liefde. So draai jy om, gemeente, staan asseblief, en dan sing ons, Bind Us Together, Lord.
baie dankie gemeente, jy kan die sitplekke inneem, Rosa, jy kan net so bly staan. Rosa, dan hartlike welkom as 'n volwaardige lid van die Evangelies Gereformeerde Kerk hier in Sasolburg. Ek gaan vra dat jy net so gaan staan en dan gaan ek vir mevrou Jacqueline vra om vir jou namens die Sondagskool net 'n handdruk te kom gee. Sommige vir Tannie Hantie vra of sy vir ons namens die CVV sal gee in mevrou Janus se afwesigheid. En dan vir oom Anton of oom sommer namens die kerkraad net vir haar 'n handdruk sal kom gee. En dan gaan ek ook afhardloop en gou vir jou net 'n handdruk gee om te sê baie welkom by ons. Asseblief, daar is nie. Goed, ek gaan dan ook vir Rosa die geleentheid gee om dan die eerste keer nagmaal te gebruik vanoggend. Ons gebruik nie nagmaal as kinders in ons gemeente nie, omdat ons die erns en die grootheid daarvan besef dat dit maklik is om 'n oordeel oor jouself te eet en te drink as jy nog nie volwasse genoeg is om daardie oordeelsbesluit oor jou eie lewe te neem nie. So Rosa is nou 'n volwaardige lid, sy het nou klaar gekatkeseer en dit is dan nou 'n voorreg om vanoggend haar na die tafel toe te nooi saam met ons ouderlinge om dan ook die genagmaal te geniet. So ek gaan vra dat ons na die volgende skyfie gaan. Ewan? In die dae toe die Here Jesus geleef het 'n maaltyd 'n baie besondere betekenis gehad. 'n Mens het nie maar net gaan sit aan tafel om te eet nie, maar wanneer jy aan tafel gesit het, het jy jouself geassosieer met die mense saam met wie jy eet. Jy het vir die wêreld en vir hulle verkondig dat jy een van hulle is en dat jy deel van hulle is. En daarom toe die Here Jesus vir ons hierdie tafel berei het en vir ons die instruksie gegee het om dit te herdenk, het hy ons die instruksie gegee om van tyd tot tyd, so dikwels as ons daaraan dink, onsself ook met hom en met sy kruisdood en met mekaar te vereenselwig. Dit is een tafel, dit is een Here en dit is een gemeente. Daarom terwyl ons in hierdie nagmaal vandag gaan deel, nooi ons u om te deel aan hierdie tafel. Dit is die tafel van die Here, nie van die gemeente nie, so jy het nie nodig om 'n lidmaat te wees om deel te wees van hierdie tafel nie, maar jy het nodig om 'n kind van die Here te wees. Soos daardie getuienis in u hart is en as die Heilige Gees getuig saam met u gees dat u 'n kind van die Here Jesus is, neem deel aan ons nagmaal en deel met ons hierin. Ek gaan dan vir oom Kobus vra om net vir ons die tafel te open met 'n dankgebed. Baie dankie oom Kobus. Ons lê die oë. Dierbare Here Jesus, ja Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om u dood te kan herdenk. Maar Here, dankie vir u woord en daarom kom bid ons Here dat u ons sal reinig in hierdie oomblik. Ja Here, dat as ons in ons gedagtes het dat daar iemand is wat iets teen ons het, Here, laat ons dit met u sal uitmaak. Maar Here, dankie dat ons ook so u bloed kan herdenk, waar u in die kruis vir ons gesterf het. Maar Here, waar u liggaam gebreek is, waar ons die brood gaan neem, Here, laat dit ons, wanneer ons kranklik is, ook sal besef, maar dit het vir ons genesing gebring. En daarom sê ons vir u dankie en bid dat u ook hierdie tafel aan elkeen se hart sal kom seën. Ja Here, kom skink en breek vir ons die brood. In Jesus naam vir ons dit. Amen. Baie dankie oom Kobus. Ek lees vir ons dan 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 24. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word.
Doen dit tot my gedagtenis. In Korintiërs 11 vers 25 sê, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Hemelse Vader van ons Here Jesus Christus, dankie vir die brood en die wyn as verteenwoordiging van die bloed en liggaam van Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het. Heer, lei ons in die week wat kom, dat ons alles sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Heer, ons vra die dinge nie met ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en met u elkeen bly tot in ewigheid. Amen. Baie dankie.